Welkom by hierdie uitsending van Jesus Christus Bevry Jou Siel met myself, Pastor Franke, Rodney Franke. Dis wonderlik dat die deel is van hierdie kennis en hierdie openbaring. Ons praat eindiglik rondom die bandvloek en die vervloeking van bloedlyn geslagte en die slegte geeste wat daarmee gepaard gaan. Kom ons bid en ons vra vir die Here om ons te help, om sterk te wees, en dan ook om onsself oop te maak, dat die Heilige Gees chirurgiese werk kan doen, deur die skerp lem van die woord van God, sodat ons vry kan wees van alle aanhangsels en tuisterende geeste, wat dalk in ons lewens gekom het, deur ons voorouers, of iets wat ons self moedswilliglik gedoen het, om hierdie bandvloek te verdien. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie, baie dankie vir moeitevolle lyde, smarte en lyding van die Here Jesus Christus, wie deur die storting van sy bloed die munt verskaf het om die wet te betaal ten volle, die boete van ons oortredinge. En Here, help ons om onsself te sien deur die lens van die skrif, dat ons onsself nie sal flous. Want die woord sê, as ons sondes bely, is U getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Maar as ons sê, ons het nie sondes nie, dan sê ons dat God is 'n leienaar, en die waarheid is nie in ons nie. Here, help ons om onsself bloot te stel aan die woord van die Here. Kom, woord van God, besin ons lewens, kyk en sien wie en wat ons is, en pas toe, dat hierdie genade ons sal bedek. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, met betrekking tot die bandvloek wat ek verlede week oor gepraat het, en ek het die beginsel, die voorleggende fondasie en beginsel van vervloekinge aan die verduidelik. Om salig en geseënd te verkeer, beteken dat God met jou is. Die geregtigheid van God binne ons en oor ons is God se teenwoordigheid self, die Heilige Gees. En ons beproef dit deurdat ons ervaar dat hy ons salf. En die salwing van God het die vermoë om die engele nader te trek en die gesag te bewys dat hulle intervensies vir ons moet verskaf. Maar wanneer God se teenwoordigheid van ons af verskoon word, met ander woorde, hy onttrek homself, die vakuum van waar hy in en oor ons was, sal nie geduld word in die natuur van die mens se omgewing nie. En dit sal vinnig gevul word deur 'n ander gees. In hierdie geval, omdat God geaffronteer was om dan homself te verskoon, die affront is 'n sonde en die sonde word die sitplek of die raakplek vir die slegte geeste. Dis hulle wat dan kom en die vervloeking of die bandvloek uitoefen in en deur ons. En ons het gekyk verlede week hoe Jeremia beskryf dat dit 'n slegte toestand vir daardie persoon is. En in die Engelse bewoording, ek blaai gou daar, Jeremiah 17, Jeremiah, not Ezekiel, Jeremiah 17, ons gaan in Ezekiel wees in oombliklik, maar dit sê, a man who is cursed shall be like a shrub in the desert, a droë bos. He shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. So, dit praat van 'n slegte situasie. En ons wil seker maak dat so 'n slegte situasie nie voort kan gaan in my en in u lewens nie. En vir dit moet ons verstaan dat as God homself verskoon het, dit beteken dan dat sy gees sal nie gaan waar jy in 'n vervloeking verval het nie. Sy gees sal nie gaan nie.
Sy gees weier om daar te wees. In die boek van Esegiel 47, wanneer die simboliek van die Heilige Gees se vloei vanaf Jesus se teenwoordigheid na ons toe, waar ons onsself ook al mag vind. Dit word hier beskryf. Een bietjie water drink. En ek wil dit vir ons lees. Esegiel 47. As een van my geliefkoeste skrifte, Esegiel 47, ek lees vanaf vers 8, né? Kom ek lees vanaf vers 8. En die engel het vir my gesê, hierdie waters vloei weg na die oostelike landstreek en loop in die vlaktes af en gaan na die see. In die see word dit uitgelei sodat die waters daarvan gesond kan word. Die see in hierdie geval is die dooie see en dit is 'n sinnebeeld van die mensdom in sy algeheel. Verlede, hede en toekoms. Onder die sonde natuur, waar die wet van sonde heers. Dit is die see, die dooie see, die soutsee. Die waters vloei vanuit die tempel. Jesus Christus is daar die tempel. Vanaf die drempel van die tempel vloei die waters in 'n oostelike rigting. Dit vloei na die dooie see. Vanaf Jesus spruit voort die Heilige Gees en die salwing. Wanneer die Heilige Gees water, so die water is die Heilige Gees, en die krag van die water is die salwing. Wanneer die Heilige Gees water dus vloei, ons is in vers 8, hierdie waters vloei in die oostelike landstreek, loop in die vlaktes af en gaan na die dooie see toe, die see wat sout is, die see van die mensdom, waar dit uitgelei word, sodat die waters daarvan gesond kan word. Wat is die ongesonde toestand van die waters van die mensdom? Die mensdom se beeld is die see. Dit is ongesond. Ongesondheid kom as gevolg van sonde. Dus kom vergifnis met genesing, sonde kom met ongesondheid. Maar hierdie waters, wanneer dit binne daardie waters, wanneer dit binne die mensdom, wanneer dit binne die see van die mensdom invloei, bring dit gesondheid saam met hom. Dit word dan gesond. En dan sê dit vers 9, en al die lewende wesens wat wemel, waar ook al daar mense is, in ander kulture, in ander filosofieë, in ander tradisies, in wat ook al die mensdom volgens nasionaliteit of etniese groep is, maak nie saak nie. Wanneer die waters van die Heilige Gees daar vloei, orals waar die dubbelstrome kom, sal lewe oorgedra word en daar sal 'n menigte van visse wees, mense se siele. Omdat hier die waters van die Heilige Gees teenwoordigheid en salwing daarin gekom het, en die waters sal gesond word. Die dooie see, die soutwaters van die dooie see, wat die see van die mensdom verteenwoordig, dit sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom, die stroom wat uit Jesus uit voortspruit. Nou, vers 10. Ook sal vissers daaraan staan van En-Gedi af tot by Eneglaim. 'n droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Met ander woorde, dit is waar die bedieninge hulle evangelie voorberei om in die see van die mensdom die visse van mense se siele te kan vang. Die droogmaakplek vir die nette sal dit wees. Na hulle soort sal daar visse in wees, soos die visse van die groot see 'n menigte. Visse hier is mense se siele. Onthou, Jesus sê vir Petrus, jy was 'n visser by die see van Galilea gewees, maar ek gaan jou maak 'n visser van mense. I'm going to make you a fisher of men. I'm going to make you a man who goes and catches the souls of people to save them. So nou weet ons waarvan hierdie visse eintlik regtig praat. Hulle praat nou nie van snoek en stokvis en wat so ander visse daar ook al is, hulle praat eintlik van mense, en die verskille tussen mense is volgens etniese ras
etniese nasionaliteit, alle soort mense, soos die mense verskil in die groot see van die mensdom, 'n menigte. Vers 11 is waar ek wil wees, want vers 11 is die bewys dat God se Heilige Gees en die salwing van die Heilige Gees nie sal gaan waar mense daarop aandring om 'n vervloeking te wees. Vers 11. Die moerasse en kuile daarvan, hulle sal nie gesond word nie. Vir sout is hulle bestem. Nou, ek moet daai selfde skrif in Esegiel in die Engels lees. Esegiel 47. Hy het gepraat van die tempel, die water wat vloei vanuit die drempel van die tempel is Jesus Christus, die water is die Heilige Gees en die salwing, dit gaan na die mensdom, die see verteenwoordig die mensdom in sy menigte, en die visse verteenwoordig mense siele in al hulle verskille, en waar ook al hierdie dubbelstrome van die waters gaan, bring dit genesing en voeg die lewe by. Maar dan maak dit die onderskeid dat hierdie waters weier om te gaan en sal ook dan nie 'n sekere area van hierdie see aan die lewe bring of genees nie. Let me read it to you in the English, right? As these waters flow, but the swamps and marshes will not be healed. They will be given over to salt. Wat het op neerkom is, dat hierdie moerasse, hierdie vlei lande, kan nie genees word nie. Maar dis nie regtig 'n moeras nie. Dis ook nie regtig 'n vlei land nie. Dit is ook nie, soos die Engels dit aan ons oordra, swamps. Die Engels praat van swamps en marshes. Dit is eintlik 'n mens wie se siel in die toestand verkeer van die vervloeking. Die banvloek is in sy bloedlyn by sy geslag ingelyf. God het homself verskoon van hierdie persoon se lewe en die bloedlyn van hierdie persoon. En demone het dit toegestroom om die persoon in daardie haaglike toestand te bring. En wanneer die persoon dus gekonfronteer word met die evangelie, dan is die persoon in 'n verharde toestand wat weerstand bied. En die persoon bly as 'n moeras, soos hierdie skrif ons sê, 'n swampland, as a marsh that cannot be healed and the life cannot be imparted to it because it is incorrigible and unrepentant. En dit is die geheim agter die breek van die banvloek en die uitdryf van hierdie slegte geeste in die bloedlyn van die persoon in wie se lewens die toestand agteruit gegaan het. Hulle einde dan hulle self toe dat dit is wie hulle is en hoe hulle is. Die idee van 'n persoon dat hy onverbeterlik is en onbekeerlik is die bewys dat die persoon vervloek is. En wanneer 'n persoon hom of haar vind in 'n toestand waar hulle ook absoluut weier, hulle sit die brieke hard op onder hulle voete aan, dat hulle geensins genadig wil wees om vergewensgesind te wees teenoor 'n ander persoon. Die verbitterdheid en die haat en die jaloesie en die onmin is so diep ingegroef
dat die persoon glad nie hulle self kan bring in 'n toestand om te sê, ek laat vaar my saak, ek gee in, ek vertrou op God, ek vergewe. Dit is 'n droë bos in 'n woestyn situasie, waar die son bak, tot hulle ding kurkdroog is. Dit is vrugteloosheid. Dit is 'n haaglike toestand. En dit lei tot ongehoorsaamheid en rebelsheid. Maar, as u kan verstaan, dat God sê, dit verduur tot en met die 3de en die 4de geslag, is dit dan aan ons 'n bekendmaking van 'n geleentheid vir genade om in te kan kom. Nou, Jesegiel maak dit baie duidelik, die Heilige Gees en die salwing sal nie werksaam wees in 'n persoon wie se lewe in die toestand gebring was van 'n moeras en 'n kuil nie. Maar hierdie woord kuil en kuile, die woord in die Engels is den. Ek het 'n paar weke terug gepraat uit Jesaja 35 en gesê, in the den of dragons, in die kuil van die draak, in die kuil van die leeu, in die adders nes, in the haunt of jackals, is er nog 'n woord, in the den of wolves, of die kuil van wolwe, so dis die plek waar hier die slegte geeste nes maak. Beloof die skrif ons, wanneer die vloei van die Heilige Gees die kans kry in 'n geslag van vervloeking, want die vervloeking verduur tot en met die 3de en die 4de geslag. Dit is die beginsel wat in Exodus 34 aan ons bekend gemaak word. Maar terwyl die banvloek van toepassing is daar en sal daar geleentheid wees om te bekeer en om te verbeter. To prove corrigible and to exercise yourself in repentance. So wanneer jy ondersoek doen aangaande jouself, jou lewe, man of vrou, met betrekking tot jou broers en susters, jou pa, jou ma, jou opa grootjie, en jou weier uitgekringde familie, ooms, neefs, kleiniggies, kleinneefies, en sovoorts, en jy sien die ding wat sleg is, dat dit amper soos 'n natuurlike verloop van die saak is vir jou familie, en jy besef dis verkeerd, dis dan wat jy kan besef, daar is genade. Jesaja 35 sê, wanneer die waters daar begin vloei, sal daar riete en langgrasse begin groei. Nou riete en langgrasse is bewyse van waters wat lang staan. En waters wat lang staan, verongerief die gediertes van hierdie slegte geeste, wat die vervloeking laat voortsit. En wanneer hulle verontgerief word, en hierdie omgewingsverandering teneergebring word, waar daar nou riete en lang grasse begin groei, dan moet jy weet, 'n vakuum het begin. Maar 'n vakuum word nie lang geduld nie. Dit is dan dat 'n mens moet uitroep en vra dat die Heilige Gees aan jou oorgedra moet word. Handelinge 2 vers 38, 39, en hulle het gevra en gesê vir Petrus, broer, wat moet ons doen, nou dat ons in hierdie penarie is? Want ons het die heilige gesalfde een gekruisig. En Petrus se woorde was, bekeer julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, en julle sal die vrye gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is vir julle
en julle kinders, en vir hulle wat ver af is, soveel as wat die Here God sal roep. Die Here God roep wanneer jy besef, jy in 'n vervloekte toestand is, en jy is nie wat jy wil wees nie. Maar as jy gerieflik is, as 'n moeras, as jy gerieflik is, om 'n kuil te wees vir slegte geeste, dan is daar nie verbetering vir jou nie. Daar is nie genesing vir jou nie. Die Heilige Gees en die salwing sal nie daar gaan nie. Maar as jy berou het, en bekeer, en uitroep, en vra, dat die woorde van Petrus 'n werklikheid sal word, sal God jou daarin ontmoet. Dit is die antwoord vir die slegte situasie van 'n vervloeking, van 'n banvloek. Nou, Jesaja 61, ek moet dit lees, dit is 'n belangrike skrif. Jesaja 61 sê vir ons, daar is diegene wat genoem word die terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. There are those who are called the righteous oaks, 'n eikeboom, 'n terebint, 'n eikeboom. They are the planting of the Lord for the display of His splendor. Wat sê dit eintlik? Dit sê daar is mense wie in 'n bemiddelende agentskap intervensie kan bring, sodat die goedendierenheid van God se genade, sy kabot, the weighty, substantial goodness of God can be made available to you through individual persons who are called the righteous oaks of the Lord, the planting of God, who are there for the display of His splendor. Hierdie Afrikaanse bewoording is slightly, effens anders, maar dit sê presies dieselfde ding in waarheid. Hy sê, hulle word genoem die terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. So how is God glorified by them? God is glorified by them displaying the splendor of the Lord, the goodness of the Lord. And how do they display the splendor of the Lord? Inasmuch as they are able to break the curse, to reverse the curse, and to replace the curse with the goodness of God's amazing spirit and anointing. Nou sê dit vir ons, in die woorde wat daarop volg, het sê, en hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Woo! Amazing stuff. Absolutely amazing stuff. Allow me to read this very same scriptures to you in the English. Want dit gaan nou vir hy sin maak, wanneer hy sê, pynhope en verwoeste plekke. Hoor hoe sê dit? Pynhope, verwoeste plekke, verwoeste stede. Right? Pynhope, desolate places. Verse 4, Isaiah 61. They shall rebuild the old ruins. So the person's life has been brought into a ruin. They shall raise up the former desolation. The person's life is desolate. They shall repair the ruined cities, the desolation of many generations. In other words, they'll be able to step into a family's life and speak a blessing that goes to the great-grandfather, grandfather, father, son, and son. Hierdie pynhope, hierdie verwoeste plekke, hierdie verwoeste stede, is nie plekke en stede nie. Dit is familiekringe. Begin met 'n individu, gaan na 'n familie toe, uitgebreide familie, ingetroude familie, en soos die familie uitreik ver en wyd, word die familie 'n stad. Maar die stad is in pynhope, die stad is in verwoesting, die stad is in verwoesting van menigte geslagte. Wat bring die verandering? 'n terebinte, 'n eikeboom, die geplant van God, 'n individu, soos myself,
'n eikeboom wat geplant is deur God, wie sy verheerliking wie sy heerlikheid moet toonbeeld, deurdat die persoon kan spreek tot jou pynhope, jou verwoesting en die verwoesting van jou stad van menigte geslagte. Is jy gereed? Is jy gereed? Staan op waar jy is as jy kan. Lig jou hande op in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth, wie gedoop is deur God in die Heilige Gees en salwingsvuur, en wie rondgegaan het en goed gedoen het en almal genees het, wie verdruk was deur die duiwel self, want God was met hom. In die naam van Jesus Christus spreek ek oor jou. Die bandvloek word afgebreek. Die bandvloek word ontwortel. Nou, alle geslagvloeke word gekanseleer. Elke gees wat teenwoordig was in die verwoesting en om pynhope in jou lewe na te laat en om jou geslagte te verwoes vir die uitbreiding van julle familie, in die naam van Jesus kanseleer ek dit. Ek kanseleer dit en ek spreek oor jou lewe genade en vergifnis van sonde en genesing van kwale en siekte en verlossing van teistering. In die wonderlike naam van Jesus, wees vrygemaak, wees vrygelaat in Jesus kostelike naam. En ek sprei hierdie takke en hierdie blare van genesing oor jou lewe. In Jesus naam, eet nou die vrug van vrede, eet die vrug van vreugde, eet die vrug van langmoedigheid, eet die vrugte van liefde wat uit die Here uit voortspruit. In Jesus wonderlike naam spreek ek hierdie seëning. Die Here seën u, die Here behoed en bewaar u. Die Here lig die glans van sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Die Here laat die lig van sy guns oor jou skyn en wees jou genadig in die naam van God ons Vader, in die naam van God die Heilige, in die naam van Jesus Christus die Seun van God, in die naam van die Heilige Gees. En ons almal sê gesamentlik amen, amen, amen in Jesus naam. Praise God. Who is he?